Hierdie is 'n storie van 'n roos. Nie net een roos nie. Almal spesiale rose in my lewe. Die storie begin omtrent 13 jaar terug, toe ek vir oom Jan ontmoet het. Hy was toe so 82 jaar oud gewees. En ek en oom Jan het dadelik net geklik en ons kon vir ure lank gesels oor enige iets. Van diep goed tot ligte goed, kon sommer net lekker lag. Maar ek en oom Jan het 'n band gehad. Nou oom Jan het 'n baie harde lewe gehad. Hy het hier in die Kalahari as 'n jong boer aangekom, feitelik pas getroud en op 'n plaas wat daar geen drade gespan was nie en ek dink net een windpomp was. So hy het baie hard gewerk om drade te span, windpompe te sink. Die huisie wat hulle ingetrek het, het maar 4 vertrekke gehad, so hy het in die aande aangebou. Party aande moes hy skaap geskeer het, dan tannie Grieta by hom gesit en brei vir die kinders. En so het oom Jan al meer en meer plase bygekoop en sy boerdery vergroot en verbreed. Hy was 'n baie aansienlike man in hierdie omgewing gewees. Hoof van die boerevereniging, hy het geboks, hy het rugby gespeel. En in daai tyd was daar nog nie motors nie, so hulle het met perde heen en weer gery tot laat in die nag in. Maar so het my en oom Jan se verhouding gegroei en ons het baie gepraat oor wat as hy versorging gaan begin nodig kry. Want hy bly alleen. En dit was sy wens gewees om hier op die plaas dood te gaan. En ek het aan hom 'n belofte gemaak dat ek hom sal versorg en hier op die plaas laat doodgaan. Hy wou ook altyd gehad het, sy as moes onder die bome by die skaapkraal, saam met tannie Grieta wat 'n rukkie terug oorlede was, sin gegooi word. Een van die goed wat my altyd sal bybly is as ek in die oggend in sy kamer kom en ek maak die gordyne oop, dan sing ek vir hom. Oh, what a beautiful morning. En dan sal oom Jan sê, as die son oor my vloer in die môre kom loer en die dou van my lippe kus, dan kyk ek net stom met 'n glimlag om en lê maar weer stil in my rus. Ja, terwyl oom Jan nog kon rondbeweeg het en na homself gekyk het, het hy altyd seker gemaak dat daar 'n roos voor my bed was, as die rose natuurlik nou geblom het. Maar vir hom was dit baie belangrik om my goed te laat voel. En as ek my oë toemaak, is die laaste ding wat ek sien die roos. Toe oom Jan nou versorging moet begin nodig kry, het hy toe sy lewendige testament vir my gegee en gesê dat ek is die een wat dan nou besluit hoe hy versorg word en as hy nie meer besluite kan neem nie. Nou hierdie het 'n baie groot wig ingedryf tussen my en van sy kinders, maar jy sien wat belangrik is in die lewe is as jy 'n belofte maak dat jy daarby moet hou. En ek het 'n belofte gemaak en ek het daarby gehou ten midde van die moeilike goed wat my kant toe gekom het. Maar ons gaan nou nie vandag daaroor praat nie. Oom Jan het in die tyd wat hy by my was, my ook weer gehelp om 'n roos te laat groei by my voordeur, want ek dink hy het seker in die tyd wat ons mekaar geken het 40 stiggies vir my aan die groei gemaak en elke keer as ek hulle plant, vrek hulle. So hy het my gehelp, ons het weer 'n roos aan die lewe gekry, 'n stiggie van die wat hy altyd so gekweek het by my voordeur. En die tyd wat oom Jan by my gelê het, daai roos winter en somer geblom. En ek weet min mense kon dit glo, maar die wat hier was, het dit gesien. Daai roos het winter en somer geblom. Dit was die hoeveelste spesiale roos in my lewe. Met oom Jan se laaste verjaarsdag kan ek onthou, hy kon baie moeilik geloop, ons moes hom met 'n rolstoel geskuif het. Was sy wens gewees om nie soos gewoonlik 'n partytjie op die plaas te hê nie, maar hy wou by Red Sands gaan uit eet het.
Want hy het gevoel, hy wil my ook 'n bietjie bederf dat ek niks het om te doen nie. So ons is Red Sands toe, net 'n paar van ons. Daar was nie baie gewees nie, maar dit was ongelooflik spesiaal gewees. Tannie S en oom Chris was daar. Um Barbara en Marisa en hulle gesinne was daar gewees. Martie hulle was daar gewees. En ons was daar gewees en Hetty hulle was daar gewees. En dit was heerlik gewees. En dit was die laaste kuier saam met oom Jan gewees. So ja, toe raak oom Jan siek. En die dokter sê, want daar's mos nou nie 'n hospitaal in Kuruma nie, hy gaan reël dat oom Jan in die ouetehuis se versorgingseenheid opgeneem word, want dan kan hy hom elke dag sien. Dit was 'n urineweginfeksie en hy wil hom eers gesond maak, dan kan ek hom terugneem plaas toe. Ek sê toe nee chap, dis reg. Ek het gereeld daar gekuier. Ek dink hy was 10 dae daar gewees. Dan speel ek vir hom. Hy was verskriklik lief daarvoor dat ek vir hom sing en ek het nou nie die mooiste stem nie. Vir hom sing en op die klawerbord speel en ek het vir hom uit die Bybel uitgelees en ons het nagmaal gehou en die laaste dag wat ek hom gekuier het was die Maandag. Ek het omtrent die hele dag daar musiek gemaak en vir hom gelees. So ongeveer 9:00 se kant het ek hom gegroet. Ek en oom Jan het gekommunikeer. Hy kon nie meer praat op daai stadium met uit sy oë geknip vir my. As ek vir hom met hom begin praat, dan maak hy sy oë oop en dan sê hy ja met 1 knip en nee met 2 knippies. So ek het vir hom gesê, oom Jan, is jy nou vir my kwaad omdat ek jou hiernatoe gebring het? En hy sê nee. Ek sê oom Jan, ek gaan jou nou terug huis toe vat, wie jy terug huis toe gaan. Ja, het hy gesê. Ek sê, okay, nou ek is nou hier in die dorp. Ek slaap vanaand hier en ek gaan nou môre reël dat ons jou terugvat plaas toe. Dis reg, het hy gesê. Ek het geloop en omtrent 'n uur later het hulle my laat weet oom Jan is oorlede. Ja, dit was vir my erg dat ek hom nie kon plaas toe vat nie, maar ek het geweet hy is nie kwaad vir my nie en my intensie was om hom op die plaas te laat gaan. Die volgende dag was my verjaarsdag. In plaas daarvan dat ek soos gewoonlik 'n blank check van oom Jan kry en sê, gaan bederf jouself, dis jou verjaarsdag, moes ek sy begrafnis. Oom Jan het altyd vir my gesê, moet asseblief nie swart en wit aantrek op my begrafnis nie. Vir almal laat weet wat kom, trek asseblief helder klere aan, dis oom Jan se wens. Die kerk was vol helder kleurige mense gewees. En ons het vir elke een op daai begrafnis 'n roos uitgedeel om hulle te laat voel soos wat oom Jan my altyd laat voel het. Toe oom Jan 'n jaar oorlede is, ek moet nou net sê die dag nadat hy oorlede is, het die roos in die pot gevrek. Heeltemal gevrek. Ek was baie hartseer daaroor ook. 'n jaar nadat oom Jan oorlede is, toe kry ek die moed om hierdie dooie roos uit die pot uit te haal. En Hetty het vir my 'n ander roos gegee wat ons daar geplant het. As nagedagtenis van oom Jan. Die kinders het elkeen 'n klippie, die kleinkinders klippies daar om die roos gesit. En dit is nou 3 jaar later. En daai roos blom winter en somer. Hy blom vir my soos oom Jan vir my geblom het. Hy is my roos wat nog steeds leef. En dit voel vir my of God se hand my troos in hierdie roos.